Ons wil ook net vanoggend baie welkom sê vir elkeen wat saam met ons aanlyn na die diens luister. En ons vra die Here se seën op sy woord. Kom ons bid saam. Here Jesus, Vader van die ligte en Heilige Gees. Ons kom na U toe in absolute afhanklikheid en nederigheid vanoggend, Here. Vir die voorreg wat ons het om U woord te mag open. Maar mag daar nie vanoggend opinie uit ons mond uitkom nie, maar absoluut waarheid. Spirit and truth. Here. Mag U dit so oopsluit dat ons uithuppel soos kalwers uit 'n stal, Here. Nadat ons hoor wat sê die Here. En as U vanoggend aan ons harte sny, Here, mag dit so wees. Mag ons nie die teatertyd wat U met ons het verontagsaam of minag, Here, maar weet wanneer U aan ons hartskamer sny, dan is dit om ons nader te trek aan U hart. En Here, ons het 'n begeerte om meer te lyk na die beeld van die Seun. Dat ons karakters meer in lyn is met sy karakter. En daarom vra ons, wees met ons vanoggend. Spreek, Here, want U diensknegte luister. Amen. Alright. Ek weet nie of ek vanoggend gaan skryf nie, maar ons sal sien waartoe die ding beweeg. Maar soos JP vroeër gesê het, ek kan nie met jou oor enigiets praat wat die Here nie met my persoonlik deurgewerk het nie. Soos Karel aangehaal het vanoggend, het ons verlede week in groepies hier gesit en ons het vir mekaar gevra, wat is die liggaam van Christus? Wie is die liggaam van Christus? Waar is die liggaam van Christus? En hoekom is daar 'n liggaam? En ons het deur 'n klomp tekste gelees waarvan 1 Korintiërs 12 ons hoofteks was, waar hierdie konsep verduidelik word van alle gelowiges op die aarde is globaal deel van Christus se liggaam. Elke een wat die naam van die Here Jesus Christus bely, wat hom aangeneem is, wat gered is deur hom, is in sy liggaam ingeplaas deur die Heilige Gees. Maar nie elkeen wat in die liggaam ingeplaas is, funksioneer in die liggaam nie. Jy kan 'n lam vinger of 'n lam knie wees, omdat jou gemak in die pad staan om te opereer in die liggaam. En dan kry ons van die globale liggaam van Christus, kry ons ook mikroliggame, waarvan ons wat vanoggend hier sit, is 'n mikroliggaam van die groot liggaam. En binne hierdie liggaam van ons is daar ook verskillende lede. En alhoewel ons almal een is in Christus, is daar ook 'n diversiteit binne wat die Here deur sy Heilige Gees aan elkeen van ons gee en toevertrou. Die gawes, die werkinge, die bedieninge, wat hy besluit, sodat die toon en die oog nie dieselfde kan wees nie, maar mekaar nodig het, want die oog moet kyk waar die toon moet loop. En as die toon stamp, dan voel die oog dit ook, dis seer. So daar is 'n eenheid in Christus, maar as 'n diversiteit tussen ons, wat beteken ons kan nie op mekaar jaloers wees. En op die gawes wat die Here vir elkeen vir iemand anders gee nie, want dis die Here wat dit besluit. Maar om saam te werk, nommer 3, is waar die krag lê. Dit lê in die unity. Dit lê in die eenheid. Om te kan saam, want as die liggaam saamwerk, beweeg die hele liggaam vorentoe in harmonie. En as een liggaamsdeel weier om te beweeg, dan sukkel die liggaam om vorentoe te gaan. Nou wil ek vir jou 'n teks lees. 'n Teks wat eintlik 'n bietjie konfronterend is. Titus 2. Weet jy wie al ooit in die boek van Titus was? Hy's 'n baie klein boekie. Hy's net voor Filemon wat nog 'n bietjie korter as hy is. En net na Filemon is Hebreërs. Is redelik agter in die Nuwe Testament. Titus kom net na 2 Timoteus. Want en ek sê julle sê hoe vandag tipies gaan uitspeel. Ek gaan 'n skrif lees en dan gaan ek vir jou sê hoe hierdie week by my verloop het sodat jy kan verstaan.
Titus 2 vers 11. Want die reddende genade van God het aan alle mense verskyn en leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenwoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die groote God en ons verlosser, Jesus Christus, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van die ongeregtigheid, en dit verstaan ons almal. Om ons te verlos, Jesus het gesterf om ons te verlos van die ongeregtigheid, om te sterf vir ons sondes aan die kruis en om ons skoon te was met sy bloed. We get that. Ons bely dit, maar hier kom die tweede komponent. En vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywer in goeie werke. Hoor gemooi. Om vir homself 'n liggaam wat syne is, waarvan hy die hoof is, te roep, een kant toe te bring, 'n holy priesthood, 'n heilige priesterdom, een kant toe te vat, wat hy kan sê, van hierdie liggaam is ek die hoof. Menende wat ek as hoof besluit, gaan hierdie liggaam uitvoer op die aarde, maar ek roep hulle een kant. Die Engelse weergawe is a peculiar people. Uitgesoek, een kant gesit vir iets. Goeie werke. 'n Liggaam wat nie beweeg nie, is dood. Of lam of dood. 'n Liggaam wat nie beweeg nie, is lam of dood. En ek gaan nog een bysit. Lui. 'n Liggaam wat nie beweeg nie, kan lui wees ook. Maar hy sal nie lui wees van die hoof, as Christus die hoof is nie. Hy kan lui wees as 'n wêreldse komponent hom geïnfiltreer het. Kan hy lui wees. Maar as Christus die hoof is van daai liggaam, kan hy nie lui wees nie, want as die opdrag van die hoof afkom, probeer jy vir jou lyf sê stap, en hy sê vir jou ek sal nie. Behalwe as jy verlam is. Dan kan jy vir hom sê stap, hy gaan niks doen nie. So julle moet vanoggend kophou saam met my, want ek gaan 'n bietjie rondspring. En ek weet, verlede week het in ons hart kom sit, omdat ons mekaar gesê het, daar's 'n belangrike besef wat moet insink. Jy is nie maar net gewederbaar vir niks nie. Jy is nie maar sommer net hier, in Christus, dra sy Heilige Gees, sodat jy kan verder doen wat jy wil op hierdie aarde nie. Jy is geroep om deel te wees van 'n mikro en van 'n makro liggaam van Christus. En binne daai liggaam van Christus het hy 'n baie spesifieke, uitgesoekte werk vir jou. En as jy dit nie doen nie, laat jy die res van die liggaam in die steek. En ek probeer nie met skuldgevoel werk nie. Ek wil werk met insink, openbaring, light bulb moments, die wiki goedjies. Onthou julle van wiki? Sy so gevryf het onder haar neusie. Hy vikingkie, onthou jy my? Ja. En dat sy so gesoek en dis daai aha oomblikke in jou lewe wat jy besef, ek het nog nooit besef nie. Nog nooit so gedink daaraan dat Jesus sy fisiese liggaam opgee. Dit word van hom weggevat. Dit word weer opgewek, maar dis nie noodwendig die aardse en die wil kon nie aan hom vat nie. En toe hy opvaar na die hemel, toe sê hy, my liggaam gaan nie meer hier wees, ek self nie, maar nou roep ek elke een om deel van my liggaam op aarde te wees. Jy besef, Jesus het 'n liggaam nodig? Hy is in die hemel. Maar deur sy Heilige Gees het hy 'n liggaam op aarde. Imagine, Jesus het die opdrag van die Vader gekry om die brood te gaan vermeerder. Hy het gesê, ek is nie vandag lus nie. Ek is op vakansie, Here, ek is op verlof, Vader. Oor hierdie tyd is my deure toe, ek vat 'n middagslaapie. Wat sou gebeur het met die span wat almal daar geloop wag het vir hom? As Jesus nie met sy liggaam opgedaag het nie. As Jesus se liggaam op aarde
nie opdaag nadat die hoof gespreek het nie. Wat is die gevolge van dit? Ons leef in 'n eindtyd. Ons leef in die laaste dae. Ons leef almal met familielede wat ongered is. Ons leef almal met mense wat vasgevang is in die wêreld. Die statistiek is staggering rondom die verslawing aan screens en die invloed van die media. En hoe mense so liberaal geraak het in hulle geloof dat everything goes. So wanneer die hoof met ons praat as 'n liggaam, moet ons beweeg, want hy het afsprake. Dit gaan nie oor jou nie. Jy is die voertuig na iemand anders toe. En in die proses raai wie word gebless? Jy. Jy word gebless wanneer jy in die hand van die Here gebruik word, want jy voel, wow, hoe kan die Here iemand so eenvoudig soos ek kies om te gebruik? Kyk wat het hy gedoen. Kyk hierdie groot werke wat hy doen. Dit gee vir ons, wanneer ons 'n Dawid hart het wat gaan, dan val Goliat en is 'n absolute voorreg om te gaan getuig en te sê, dis nie ek nie, maar dis die Here wat vir Goliat laat val. 'n Liggaam moet beweeg. So right, dit is agtergrond. Jesus het nie net gesterf om ons sondes te vergewe nie. Jesus het gesterf om ons as 'n liggaam te roep na hom toe. En dis nou baie bly, Karel, jy het vanoggend vir Kolossense aangehaal, want as jy gaan kyk na Kolossense 3, dan sê hy baie duidelik daarso, my eiendom. Dieselfde as in Titus, my eiendom, 'n volk wat ek vir my roep, 'n volk wat ek wil gebruik op hierdie aarde. So hierdie week, blaai saam met my, toe is ons by die selgroep met 'n vraag besig. Jakobus 1. Nou Jakobus is nog 'n entjie terug, is net aan die kant Hebreërs, lê Jakobus. En ons is in Jakobus 1, en ons is daarso by vers 6, 7 en 8. Lees gou saam met my. Net na Hebreërs, Jakobus is bitter ver terug, na hom begin die briewe van Petrus. Jakobus 1 vers 6 sê die volgende, 6 tot 8. Maar hy moet in geloof bid sonder om te twyfel. En ons vraag was, wat beteken dit om te twyfel? Mag ek twyfel? Gaan ek twyfel? Kan ek twyfel? Want hy wat twyfel is soos 'n golf van die see wat deur die wind gedrywe en voortgesweep word. Want die mens moet nie dink dat hy enige iets van die Here sal ontvang nie. So 'n dubbelhartige man, onbestendig in al sy weë. Hierdie versie is aan my vertolk vir 'n lang tyd in my lewe in die charismatiese wêreld. As wanneer jy bid, moet jy glo, sonder om te twyfel, dat dit wat jy vra die Here vir jou sal gee. Want as jy twyfel, sal jy niks kry nie. Behalwe dat baie van die goedjies wat ek so graag wou gehad het, het net nooit gekom nie. Wag nou nog vir die Ferrari, en ek het hom bestel. Hy het nie gekom nie. Ek het die motorfiets gekry, maar Tannie het mos nou gesê, dis van die Satan af. Ja. Ek vra van wie af kom die bike wat hulle vir my persent gee, toe sê Tannie wil na van Satan af. So, ek is nou onseker, ek twyfel nou of dit die Here was. Grappie vir die mense wat saam luister. So, as dit uit konteks uitgekwoteer word, jy moet nou kop of ons gaan 'n bietjie rondspring, maar by einde van die dag beloof ek jou, dit gaan by mekaar kom, soos wat dit gistermiddag vir my by mekaar gekom het. As ek dan myself vang twyfel, moenie vir my sê, jy het nog nie jouself betwyfel nie. Moenie vir my sê, jy het nog nooit by 'n plek gekom wat jy verward was, oor iets wat die Here vir jou, wat jy seker was die Here vir jou gesê het, maar dit gebeur nie, soos jy gedink het dit gaan gebeur nie, en jy's in hierdie verwarde die mekaar twyfelagtige plek. As jy vir my sê dit nog nie met jou gebeur, gaan ek vir jou sê, asseblief kom leer my hoe dit werk. Want ek weet nie. So as dit nie beteken, dat ek moet bid, met geloof sonder om te twyfel, en ek sal glo ek gaan kry wat ek wil hê nie, want dit het jy uitgewerk nie. En as dit ook nie beteken, dat ek nie op 'n plek mag wees, waar ek onseker en die mekaar is as mens nie, wat beteken dit dan? Wat is hierdie twyfel dan?
Want ek vind myself baie keer, dat ek my eie kragte in 'n saak, en ervaring in 'n saak, en kennis in 'n saak, minag en sê, maar, ek kan dit nie doen nie, ek twyfel. Wat wil u dan sê? Hoe werk hierdie twyfel dan? So vandag gaan vir jou voel soos 'n fliek, wat hulle vir jou die eerste 10 minute van die fliek is eintlik die laaste gedeelte wat hulle vir jou eerste wys. En dan soos die fliek aanspeel, of soos die boek wat jy aanlees, loop, kom jy al nader aan die stukkie wat jy al klaar gesien het. En dan op die einde as jy soos, okay, nou verstaan ek hoekom hulle vir my daai einde se stukkie eerste gewys het. Want dit het my geboei om te wonder, as ek nou dit in die begin gesien het, hoe kom ons nou daar uit? En dis vir my die kosbare ding van die Here. Daar's 'n skrif in Deuteronomium wat hy vir die volk sê, ek gaan nie julle vyande op een slag aan julle oorgee nie. Ek gaan dit so langsamerhand doen. Langsamerhand beteken in plain Afrikaans een op 'n slag. Bietjie vir bietjie op 'n slag. Ek gaan dit nie als doen dat die oorwinning verby is nie. Nee, julle moet voor elke vyand te staan kom en na my kom soek. Dis die Here se opdrag vir die volk. Ek gaan julle uitbring in die beloofde land. So ek sê vir julle die einde van die verhaal, sê ek vir julle aan die begin. Julle gaan daar uitkom, maar daar gaan 'n hele verhaal fliek afspeel tot daar. En in elkeen van daai stappe en frames van hierdie fliek gaan julle my nodig hê. Julle gaan my nodig hê, want julle gaan twyfel in dit wat ek gesê het, en julle gaan twyfel in julle eie vermoë. Ek en jy is gemaak om afhanklik te wees van die Here. Ek en jy is nie gemaak om op ons eie onafhanklik te opereer nie. Ons is gemaak om in die liggaam te wees, ondergeskik aan die hoof, wat die besluite maak, wat die liggaam uitvoer. Wat beteken, die hand hoef nie te weet wat hy volgende moet doen en hoe hy dit gaan doen nie. Dink jy Noag het geweet hoe om die ark te bou? Staan in sy CV geskryf, Master Ark Builder. Daarom het die Here hom geroep. Nee. Dink jy Abraham het 'n GPS gehad, waarmee hy van Og af moes opry deur, tot in die land wat aan hom beloof is? Presies geweet waar langs dit gaan. Hoeveel mense langs die pad vir hom wag waar al die spoedkameras is? Nee. Hoekom wil ek en jy dan so graag die paadjie uitgelê hê, presies tot op die einde, hoe dit gaan loop, sodat ons tog net rustigheid in dit kan kry? Ons rustigheid lê nie in die wete hoe môre lyk nie. Ons rustigheid lê in die vertroue dat hy weet dit wat ek nie weet nie. En dat wanneer môre kom, sal hy gee wat nodig is in daai saak. En nou kom ons al hoe nader aan die waarheid waarmee ek met julle wil praat. Want in vers 1 tot 5, as iemand bereid is, en ek vra vir jou mooi, as iemand vir jou 'n versie quoteer wat vir jou snaaks klink, nie vir jou klink na Jesus nie, pas nie lekker in die karakter van Jesus nie, vat net daai vers en lees 'n vers vorentoe en 'n vers terug, en as dit nog nie vir jou sin maak nie, lees die hele hoofstukkie. Want in die konteks van die hoofstuk wat jy gaan lees, gaan jy gou agterkom hoekom jy ongemaklik gevoel het, want die Gees van die Here sal vir jou ongemaklik maak as jy iets hoor wat buitekant die karakter van Christus is, en buitekant die grense van die woord is. Beproef alles en behou die goeie, het niks te doen met traai al die slegte goed in die lewe uit die tieners. Dit het te doen as jy iets hoor, moet jy dit gaan toets teen die woord. Nou hierdie versie van jy moet bid sonder om te twyfel, en as jy genoeg geloof in die dag lê, sal jy dit kry, want anders sal jy niks kry nie, maar jy's 'n dubbelhartige mens, word vir jou verduidelik in vers 1 tot vers 5. Kom ons lees dit. Ag, dit loutere vreugde. Kan ek gou sê, staan daar 'n grin, 'n fyn glimlaggie? Nee,
loutere vreugde, as die Engelsman sê, is leap for joy. Wees uitermatig bly. My broeders, wanneer julle in allerlei versoekinge val, wanneer die duiwel kom, met al sy ou plannetjies wat Rian vanoggend oor gepraat het, en hy jou die heeltyd henner, soos die oom gesê het. Hou op my te henner, man. Sê die ou in die Boesmanland, dat hy kry sy buurman langs die lyndraad, hulle 2 dele skaapwater, en hy ou sê vir hom, broer, jy sal nie glo nie, maar laas nag 8 uur toe bel hy ou my wakker. Hy henner my 8 uur in die nag. En mense gaan slaap vroeg daar aan die pakkie. Nou, die duiwel gaan vir jou henner. Dis ook nou 'n plek waar die mense net vroeg bly. Ja. Dis Al die ligte dood, dan moet jy net maar 'n kersie aansteek. Ek onthou altyd die goeters, mense moet nie so heeltyd grappies maak nie, maar toe Eskom nou die eerste keer, Fkom nog in daai tyd nou, gekom het by die oom op die plaas, sê vir hom, maar, gaan nou hierdie krag kan jy nou kry. Hy sê, broer, maar ek weet nie, ek het alles wat ek nodig het. Hy sê, oom, maar dit is so maklik, is net tjik aan is jou lig en tjik af is jou lig. Hy sê, maar broertjie, ek doen dit al klaar, is net tjik aan is my kers, dood is my kers. Sê, hou op om dit te doen. Die duiwel gaan vir jou henner. Die duiwel het nie 'n plan om jou lewe gemaklik te maak nie. Al wanneer die duiwel jou uitlos, is as jy redelik so in sy paadjie stap. Dis wanneer hy jou uitlos. Daarom lê slaap die duiwel op baie kerke se dakke, want hy's doodgelukkig wat hier onder gebeur. Maar as jy die pad van die Here Jesus kies, en jy dra die gees van die Here, kan ek jou waarborg, as daar 'n rooi kol op jou rug geverf. En hy gaan jou henner met versoekings. Maar Jakobus skryf, ag dit loutere vreugde, wanneer die duiwel jou kom henner. Hoekom? Omdat julle weet, dat die beproewing van julle geloof lydsaamheid bewerk. Die vermoë om te kan aanhou en die Here te kan loof en prys hiervoor. Dis niks wat die duiwel meer irriteer, as jy die Here loof en prys vir die henner van hom nie. Maar die lydsaamheid, en dit word in Romeine 5 vers 3, as jy wil gaan lees, of 3 vers 5, wat is die verwysingsteks? 5:3, word dit baie mooi uiteengesit. Sewe, terwyl jy nou so voorbarig is, lees hom vir ons. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukkinge lydsaamheid werk. So ons roem ook daarin. So roem beteken ek brag by ander mense. Weet jy hoe die duiwel my aangeval hierdie week? Prys die Here, man. Ja, kan ek jou vertel. Ek roem daar in my verdrukkinge, want aan die einde van my verdrukkingsstorie kom die getuienis. Hoe het die Here deurgekom? Hoe het hy dit gewerk? Ag man, kyk net wat doen die Here. O, dit irriteer die duiwel in sy parlement. As jy kan roem en blydskap het, en hy's mal daaroor, as jy die hele dag loop klaar daaroor, dan bring hy nog. Maar die lydsaamheid moet tot volle verwerkliking kom, sodat jy volmaak en sonder gebrek kan wees, en in niks kort kom nie. Right? So om in niks kort te kom, beteken daar's 'n antwoord vir alles. Daar's 'n oplossing vir alles, maar nie op jou tydsberekening nie. En dan, geliefde, vers 5, so kan julle sien die agtergrond, want ons op pad is met twyfel, die agtergrond is moeilike omstandighede. Nou wil ek gou vir Rita vra, om te sê wat sy vanoggend vir my gesê het. Rita? Iemand het so 'n week of wat terug vir my gesê, soos Jackie ook gesê het, vanoggend uit 'n bietjie uitdagings in sy week gehad, en ons as mense is geneig om te wil hê dat die lyn so moet gaan. Ons wil hê die lyn moet so gaan. Smooth sailing. Met smooth sailing hê, ons boot moenie druk nie. Maar waar gaan jy sien dat 'n lyn so gaan? As 'n flat line is. So ons het dit nodig. Dit moet so met ons gaan, sodat ons kan weet ons lewe. Sjoe, dit is so mooi. Dit is Jakobus 1. Jakobus 1 sê, jy moet dankbaar wees as jy nie op 'n flatline is nie. Want dan is die liggaam dood. 'n Liggaam sonder 'n hartklop is dood. Is ek reg, Nurs? Ek dink so. Dink jy so? So wat gebeur? Wat moet gebeur met 'n liggaam
wat vergeet het, hulle is 'n liggaam, en op die oomblik 'n flat line het. Wat doen hy dokter? Doedoek, skok, totdat die lyn weer optel met 'n af en 'n op en 'n perdjie spring, dan is ons weer gerevive. Raai, wat word dit genoem? Herlewing. Herlewing wat ons so mekaar gesê het, niks te doen met iemand wat vir die eerste keer tot bekering kom nie. Dis nie nie, dis nuwe lewe. Of eerste lewe. Herlewing beteken weer lewe. So daar is 'n liggaam, maar hierdie liggaam het verlam en lui en dood gegaan, en daar's flatline, en die Here kom sê, ek gaan jou revive. Ek gaan jou laat herleef. Maar hoe gaan hy dit doen? Is nie vir my en jou om te sê nie, want partykeer laat hy die vyand toe, om te kom henner en henner en henner, sodat jy kan wakker raak uit hierdie toestand van doodheid, en skielik, as jy hom weer begin vertrou en hom loof en prys daarvoor, nou is daar skielik weer nuwe lewe, en dit gaan gepaard met ops en afs. En die koninkryk van God is 'n upside down kingdom, né? Dit wat jy ag as sleg, kan heel waarskynlik goed wees. En wat jy dink is goed, is heel waarskynlik baie gevaarlik. En veral hoe ons blessing op hierdie aarde definieer, in aardse, reële, materiële terme, van wanneer die Here my nou seën. Maar jy vergeet dat die woord seën, in sy oorsprongvorm, die woord vloek en die woord seën, is bitter naby aan mekaar. Hang als af hoe jy die woord toepas in Grieks. Seën en vloek, bitter naby aan mekaar. So wat jy kan dink is 'n seën, kan 'n vloek wees. En wat jy kan dink 'n vloek is en sleg is vir jou, kan actually 'n seën uitdraai en 'n seën as dit ten goeie meewerk. Alright. Goed. Vers 5. En as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee, sonder om te verwyd. En dit sal aan hom gegee word. En dan kom, maar hy moet in geloof bid sonder om te twyfel. Wat is die konteks nou? Die konteks is moeilike omstandighede, waarin ek moet roem in my verdrukking, want die Here is besig om sy karakter in my te vorm as ek hom toelaat, of ek bly moaning ground daaroor, en ek wil heeltyd dit 'n flat line hê, ek wil gemaklike omstandighede, smooth sailing hê, en niks werk in my nie, 'n kort herlewing, en dan kom die herlewing, en die Here sê, hier's 'n geleentheid tot herlewing, maar wat kort jy om hier deur te kom? Jy kort sy wysheid. Jy is afhanklik van sy wysheid. En as jy wil bid sonder om te twyfel, bid en glo dat hy sal sy wysheid aan jou gee. Sy wysheid kan maar vir die Heilige Gees wees. Die wysheid is die Heilige Gees wat dan Ja, hy praat altyd deur sy Gees in lyn met sy seun. Dis altyd Christus wat praat, maar hy praat deur sy Gees. In die laaste dae, in die vroeëre dae het hy gepraat deur profete, in die laaste dae praat hy deur die Seun. Die Seun leef in ons, hoekom? Want die Seun is die hoof van die liggaam. Nou praat hy. En hy sê, jy kort my wysheid, my kind. Want as jy nie gaan glo dat ek vir jou wysheid gaan gee nie, gaan jy dubbelhartig wees. Jy gaan verskillende standaarde hê. Jy gaan beide kerkmense en 'n wêreldmens wees en jy gaan niks ontvang nie. Want wat doen jy? Wat is die Afrikaans vir rely? Rely on. Jy maak staat op die feit dat jy al 30, 40, 50 jaar doen wat jy doen. Jy sal 'n oplossing vind. En ek luister na 'n pa wat vir 'n seun op 'n fliek sê, we've always came out stronger on the other side. Hy sê, moenie bekommerd wees nie, ons het nog altyd 'n manier gevind om dit te oorkom. Dit is 'n trotsprobleem in ons hart. As ons dink ons kan terugval, ons hardloop na die naaste ou toe wat ons ken, wat sulke goeters sê, gee vir my van hierdie aardse kennis van jou. Help my om hierdie probleem uit te sorteer. 'n Boer maak 'n plan. Maar die Here is nommer 8, 9, 10 op ons lys om te vra, Here, ek het wysheid in hierdie saak nodig en ek glo U sal gee sonder voorbehoud. Waar's dit?
Maak dit nou sin? Kom twyfel nou in, dat ek kan twyfel in myself. Dit gebeur. Ek kan twyfel in myself. Dis normaal. Want die twyfel in myself laat my juist soek na 'n beter, hoër antwoord as myne. Maar ek kan nie twyfel in hom wat sal wysheid gee hoe om hierdie saak te hanteer nie. Ek kan hom nie manipuleer hoe hy dit moet doen nie. Want dis wat die eerste uitleg was van moenie twyfel nie. Die eerste uitleg was, is vra wat jy wil hê in hierdie saak en bid sonder twyfel dat dit vir jou gegee word. Maar in konteks staan daar, jy is in 'n situasie waar jy absoluut uitgelewer is, my geliefde, aan die vyand. En die vyand skrik nie vir jou nie. Daai ouens het vir jou leer, jy moet voor hom staan en jou vinger in sy gesig druk. Hulle het my ook dit geleer. En ek het die fights verloor, wat ek opgestaan het in my krag teen die duiwel. Maar as een vir wie die duiwel nie kan sien nie. He who lives in me is stronger, is greater than he who lives in the world. En daarom, Here, as ek in hierdie saak, in hierdie versoeking, in hierdie gat, in hierdie krisis, is ek afhanklik van U. En toe het ons by die selgroep by hierdie prentjie uitgekom wat vir my so mooi was. 'n doolhof, 'n muis. Né? In die oorspronklike groot doolhowe wat deur konings gebou is, net vir entertainment redes, net vir 'n bietjie vanmiddag 'n bietjie gaan daar rondstap en so. Is dit hoër gemaak as wat die mens lank is, né? Sodat jy nie kan bo uitkyk hoe loop die paadjie nie, want nou 'n doolhof het baie doodlopies. Baie moet omdraai en dan moet jy die paadjie soek en eventueel kom jy aan die ander kant uit. Maar daar was 'n torentjie waar iemand kon sit en van bo af kyk en vir jou kon guide. OK, draai nou daar af, doen dit, doen so en doen so. En die idee was dat jy so ver gaan as wat jy kan voor jy hulp vra. Want jy moet dit uitfigure. So ons is in hierdie doolhof van die lewe, elke dag besig om te stap. En ons loop onsself teen mure vas, en dan draai ons om, en dan dink ons, wie gaan ons nou vra om my te help? Maar al daai goed is kennis. Jy bly eet van die boom van kennis, in die tuin van Eden. Waar Jesus sê, moet nie van daai boom eet nie. Eet van die boom van lewe. Here, ek het wysheid nodig. Enige tyd, my kind. Draai links, stop daar, kom terug. Dis op verkeerde pad. Kom hierdie kant, gaan so om. En dan is sê iemand in die selgroep moet jy onthou, in 'n doolhof is die uitkoms nooit die kortste pad nie. Dis nooit net daar's die ander kant nie. Dit kan dalk so begin, maar hoe verder jy in die lewe gaan, hoe moeiliker raak hierdie doolhowe. En jy moet soveel ompaadjies vat om uiteindelik uit te kom waar jy moet wees. Hoekom nie van die begin af wysheid afbid van die Here nie? Hoekom nie van die begin af van mekaar sê, ek weet nie om hier deur te kom met my broer, bid saam met my, want ek vertrou die Here onvoorwaardelik, dat hy gaan wysheid gee op die regte tyd om hierdie saak te hanteer. Dit is hoe 'n liggaam van Christus praat. Dit is hoe broers en susters mekaar bemoedig. Ek is saam met jou hier, ek weet nie hoe jy hier gaan uitkom nie. Maar ek weet een ding vir 'n feit, as ons saam die wysheid van die Here gaan afbid, en ons gaan glo dat hy sal gee sonder voorbehou, kan ek en jy vaste vertroue, uitgemaakte saak, guaranteed, iewers van vorentoe gaan ons terugkyk en sê, kyk, wat het die Here gedoen. Nie gewoon in jou Bybel, Handelinge 17:27. Handelinge 17:27, ek het my lesers hierso, 7. Ek wil mos vanmôre vir hom slim hou. Handelinge 27:7. 17:7. Aansluit by die doolhof. Handelinge 17:7. 17:27. 17:27. Sodat hulle die Here kon soek, of hulle hom miskien kon aanraak en vind. Al is hy nie ver van elkeen van ons nie. Want in hom lewe ons, beweeg ons en is ons. So sommige van julle digters ook gesê het, want ons is ook sy geslag. Ek dink waarna jy op pad is, Juba, is, hy sal hom laat vind al kos dit rondtas. Ja, hy het ons
geskaap om hom te soek. Hy het ons geskaap om hom te soek. Baie dankie dat jy my hele preek vooruitloop, dis gaaf van jou. Ja. Baie dankie. Nou kan ek maar net sê amen. Want toe ek hierdie ding deurwerk en besef, maar Lauren kuier gister by ons en ek voel maar die preek is die woord sit in my hart. Ons moet praat oor hierdie twyfel wat op verkeerde manier gekwoteer word. En ons moet uitkom by hoe bid ek sonder om te twyfel dat die Here wysheid sal gee. Nie 'n oplossing nie die sak goud wat ek nodig het nie, maar wysheid hoe om die saak te hanteer. As hy dan besluit, dis 'n klein sakkie goud wat saam met dit kom, sou be it, maar dit is nie die antwoord noodwendig nie. En baie keer is dit juis wat verder in die pad kom staan. Dis die woord. Ek gaan 'n bietjie oor hom lekker torring en 'n bietjie verder skrifte aanhaal en so. En toe kom sit Lauren gister by ons en ons drink 'n koffietjie en ons gesels lekker en ons het fellowship. En sy sê, maar sy het na 'n ou geluister. En hierdie ou het 'n sekere ding aangeraak. En in hy oomblik wat sy dit sê, beleef ek. Want jy weet, ek gaan nou broos wees, ek gaan vir jou sê dat dit was 'n uur voor die rugby. En ek dink, as ek dit wil gaan luister, moet ek dit nou gaan luister. En ek gaan sit en ek maak gou die dingetjie op en ek luister. En hierdie ou begin met Titus 2. Wat ek vir julle in die begin geluister het, gesê het. Hierdie begin van die fliek. En hy sê, ja, ons dink ons as liggaam van Christus, dat Jesus het ons net kom verlos van ons sonde. Nou kan ons maar verder aangaan op hierdie aarde soos ons wil. Solank ons net vir hom bly eer en sy woord lees, kan ons maar doen. En hy sê, nee, jy vergeet, jy is sy eiendom. En hy het sy liggaam nodig om gehoorsaam te wees, sodat sy liggaam op aarde kan beweeg. Sy liggaam moet beweeg. Jy kan nie stil sit op die bank as 'n liggaam nie. Die liggaam moet beweeg, die liggaam moet oefening kry. Waar die liggaam beweeg, daar is die hoof. Waar die hoof is, daar is lewe. En ek besef, as die soek en die bid van wysheid, as die antwoord op my vraag wysheid is, wat is die vraag? Kan jy sien hoe hardloop hierdie fliek nou in reverse gear? As ek voel, die Here het gepraat van twyfel oor sy vermoë om wysheid te kan gee, en ek voel hy praat eers met my, want die eerste persoon waartoe die boodskap kom, is in my hart, voor ek dit met jou deel. En as ek voel die Here sê vir my kind, ek sien jy bid, maar ek sien ook hoe jy bid. En ek besef, jy hardloop baie keer net deur 'n roetine van mense vir wie jy moet bid, maar ek sien jy twyfel in my, omdat jy al teleurstellings opgetel het langs die pad. Hoekom gaan die Here my nou help? Ken jy daai stem? Hoekom dink jy gaan die Here jou nou help? Hoeveel keer wil jy nou met hierdie saak nog voor hom kom staan? Regtig? Los dit man, hou op Bybel lees en bid. Jy net so algemene gesprekkie met die Here, dis okay. Daai stem wat deurkom. En ek kan voel die Here werk met my oor wysheid. Ek kan voel, hy sê vir my, ek het hoop op wysheid, wat jy kan afbid van my af. Maar dis die antwoord op die vraag. Wat is die vraag? Goed, dankie dat julle vra. Wat is die probleem? Wat is die vraag? 2 Samuel 7. (2 Samuel 7). Nou weer vroeg in die Bybel in die Ou Testament. Vers 1 en 2. Kan julle sommer terselfdertyd, maar toe maar, laat ons nie vooruit hardloop nie. 2 Samuel 7 vers 1. En terwyl die koning, dis nou Dawid, in sy huis woon, nadat die Here hom rus gegee het van al sy vyande rondom hom. Is dit mooi? Hy het vrede aan alle kante. Daar's nie nou gevaar nie. Daar's nie nou 'n krisis nie. Sê die koning vir die profeet Nathan, kyk tog, ek woon in 'n huis van sederhout, maar die ark van God woon binnekant 'n tentdoek. En hier begin die fliek nou
rigting kry. Dawid sê vir die profeet, alles is nou flatline. Alles is nou smooth sailing. Nou in daai tyd was vrede die ultimate prys wat jy kon kry. En Dawid sê, ek is nie tevrede met vrede nie. Ek wil bou aan die huis van die Here. Ek wil wanneer dit met my relatief goed gaan, wil ek nie sê, dis nou okay, baie dankie Here, ek gaan nou agteroor sit nie. Nee, ek wil nou meer besig raak met die dinge van die Here. Ek wil nou belê in die huis van die Here. Ek wil nou belê in die dinge van die Here waarvoor hy my geroep het. Juis nou het ek die tyd, maak ek die tyd, sê Dawid, wanneer alles rondom my goed gaan, om te sê, wil die huis van die Here bou. Die huis van die Here, die ark staan in 'n tentwoning, kom ons bou 'n huis. En ons weet presies wat gebeur het. As gevolg van Dawid se probleem met Betsy in die bad, het wat gebeur? Hy kon nie die huis van die Here, die tempel bou nie. En die Here gee die opdrag vir die bou van die tempel aan die tweede kind wat gebore word uit Batseba uit. Die eerste een is dood. Die tweede een wat gebou word nadat die Here herstel het. En hy's getroud met hierdie vrou. Word Salomo gebore. En die opdrag kom na Salomo toe. Right, blaai saam met my na 1 Koning 6 toe, net so eentjie verder. 1 Koning 6 se laaste versie, vers 38. Dis 'n kriptiese fliek wat ons nou kyk. Daar kom kriptiese leidrade. 1 Koning 6 se laaste vers. En in die 11de jaar in die maand Bul, dit is die 8ste maand, was die huis voltooi, hierdie tempel voltooi wat Salomo volgens die speks gebou het. In al sy dele en volgens sy vereistes, sodat hy, hoe lank? 7 jaar daaraan gebou het. Hoofstuk 7 is die eerste versie. Net die versie daarna. Maar aan sy huis het Salomo 13 jaar gebou. Toe maar Here, ek is besig met U. Moenie bekommerd wees, Here, ek gaan kerk toe. Moenie bekommerd wees, Here, ek gaan so 1 keer in 6 maande selgroep toe ook. Daar is 'n plekkie waar ek betrokke is by welwillendheid. Toe maar Here, ek is besig met U dinge, met U huis. Maar aan my eie huis spandeer ek dubbel die tyd. Aan my eie huis, aan my gemak, aan my dinge, aan my voordeel, spandeer ek dubbel wat ek in U huis spandeer. Geliefde, kom ons wees gou eerlik. Wie is prioriteit nommer 1 in jou lewe? As jy dubbel die tyd aan jouself spandeer as aan die Here. Is ek besig vir jou te sê, jy moet Bybel lees van die môre tot die aand en die werk nie sê wat ek sê nie. Prioriteit gaan oor orde. En enige iets wat tussen jou en die Here staan en boek aan die Here is, word 'n afgod genoem in die Bybel. En mens maak 'n afgod van homself. Mens maak 'n afgod van sy kinders. Mens maak 'n afgod van sy bates. Mens maak 'n afgod van sy banksaldo. Elke nou moet hy inlog om net te kyk hoeveel is daar nou en hoeveel is daar nou. Mens maak 'n afgod van die ding wat hy vir homself bymekaar maak. 13 jaar teenoor die 7 jaar van die huis van die Here. 1 Koning 7 vers 1 het ons gelees. Haggai 1 is aan die einde van die Ou Testament. Ek het baie gesien. Ek hoop hy's nog daar. Right. Sefanja, Haggai, Sagaria op die einde. Ek lees vir jou. Haggai 1 vers 2 tot 8. So spreek die Here van die leerskare. Hierdie volk sê: Nog het die tyd nie gekom, die tyd dat die huis van die Here gebou moet word nie. So het die woord van die Here dan gekom deur die diens van die profeet Haggai en gesê: Is dit vir julle self wel tyd om in julle
betimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis in pyn lê. So sê die Here van die leerskare dan nou, gee ag op wat julle wedervaar het. Julle het baie gesaai, maar min ingebring. Julle het geëet, maar nie tot versadiging nie. Julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie. Julle het julle geklee, maar nie warm geword nie. En wie vir hom loon en wie hom verloon verhuur hom om dit in 'n stikkende beurs te steek. So sê die Here van die leerskare, gee ag op wat julle wedervaar het. Klim op die berg en bring hout aan die bou van die huis. En dan sal ek 'n welgevalle daaraan hê en my verheerlik, sê die Here. Elke keer wanneer die Here 'n profeet opgeroep het of 'n volk opgeroep het na die berg toe, was dit om met hulle te praat. En die Here sê in Haggai, bevestig hy presies wat gebeur. Hy sê, julle is besig om aan julleself eers te dink, maar aan my en my koninkryk en my manier van doen en my stem is julle nie gehoorsaam nie. Julle is bereid om sinagoge toe te gaan. Julle is bereid om tempel toe te gaan op die regte tyd. Julle is bereid om al hierdie goedjies te doen sodat julle amper vrede ervaar. Toe maar, ek het myself nou gesis dat ek is ook besig met die dinge van die Here. Maar my eie prioriteite bly nommer 1. En ek dink by myself, as ek hierdie goed moet prakties maak. As iemand vir my nou moet bel, as een van hierdie e-posse waar was, julle ook al hierdie e-posse gekry, wat sê, maar jy het nou 'n oom wat jy nie van geweet het nie. Ja, daar, aan die kant die water. Hy het nou vir jou opgespoor, net voor hy gesterf het. En toe verander hy nou sy testament, en hy los nou vir jou 2 miljoen pond. En al wat jy nou moet maak om hierdie geld nou te kry, was om nou 10.000 rand oor te betaal vir Gangoli. En dan sê ek vir hom, kerel, maar hoekom trek jy dit nie maar net af daar, by daai groot bedrag? En dan vat jy vir jou nog 10% daarvan as 'n kommissie en betaal jy die res vir my. Maar kom ons sê dit was nou waar. Ek het 'n vol week, afsprake is vasgeboek, alles is vas. En ek kry 'n brief, gesertifiseer deur die polisie en inkomstebelasting, almal van dit is nou so. Ek moet nou môre middag, moet 12 uur, moet ek nou in die Kaap wees by die Hooggeregshof om hierdie ding te teken en dit te ontvang. Dink jy, wat is 2 miljoen maal 20? Is dit 400 miljoen rand? 40 miljoen rand. Dink jy oom Bruce, dat ek sal sê, ag nee, wat is alright? Los maar die 40 miljoen, ek gaan met hierdie afsprake aangaan. Of dink jy ek gaan alles stop en opberei dat ek daar kom by die Hooggeregshof om daai ding te teken? Op die motorbike. Dit sal nie op die bike wees nie. Dit sal nie op die bike wees nie. Dit sal 'n rooi Ferrari moet wees. Hoekom? Want skielik het my prioriteit verander van wat belangriker is as die ander een. En dis die konsep wat die Here in ons hart wil sit. Hy sê, dis nie dat jy my afskeep, dis nie dat jy nie vir my lief is nie, maar jou lewe gaan oor jouself meer as oor my. En toe begin hierdie prentjie al hoe duideliker raak en ek besef, wie is die ou wat hierdie tempel gebou het, maar meer tyd in homself spandeer het? Salomo. Waarvoor het Salomo gevra? As hy dan die een was wat wysheid gevra het, afgebid het van die Here, en die Here het dit vir hom gegee, sonder voorbehou tot so 'n mate, dat die hele wêreld gekom het, om te kom besoek, en te sê, kan ons net hoor van hierdie wysheid? Wat het dan gebeur? Wat het skeef geloop? Was dit geestelike wysheid? Was dit die Heilige Gees se wysheid of dit sy eie wysheid? Die Here het vir hom wysheid gegee, daar staan, die Here het hom ontmoet, die Here het vir hom gesê, omdat jy vir wysheid gevra het, sal ek ook vir jou die ander goed gee, waarvoor jy nie gevra het nie. Wat sê die Bybel vir ons? In Matteus 6? Eerste die koninkryk, soek eerste die koninkryk en sy geregtigheid, wat sal bygevoeg word? Al die res, wat jy nodig het. So die Here het gesê, dankie dat jy vir wysheid vra, so ek gee vir jou ook die res. Maar wat gebeur toe met Salomo se hart? Michiel? Die wysheid gehad, maar hy het verkeerde keuses gemaak. Hy het hoogmoedig begin raak.
En in die nederigheid en die sagmoedigheid wat saamgaan met wysheid verontrief en verag. Wat gebeur? Salomo begin kyk na sy eie gerief, tot so 'n mate dat die statistiek wat Rian vanoggend genoem het, met 'n sielkundige gesê dat 85% van mans sukkel met last en die ander 15% lieg. Salomo gaan vat vir hoeveel vrouens? 700. En nog, omdat die 700 nie genoeg is nie, nog 300 byvroue ook. Hy was nie wys nie. Dit is alles behalwe wysheid om broers. Dis alles behalwe die wysheid van die Here wat hy afgebid het oor hoe om dit in die saak te hanteer. Salomo het net gedink aan sy eie plesier. Salomo het op 'n stadium mense gevat deur sy paleis op toere. Kyk na die weelde. En wat gebeur met die versoekings wat oor sy pad kom? Wat is 'n versoeking? Die geleentheid om sonde te doen. Satan versoek jou om sonde te doen. En Jakobus 1 speel af in Salomo se lewe. In plaas daarvan dat hy verder hierdie wysheid dag vir dag, tree vir tree afbid, soos hy deur sy journey gaan, sê hy, I've got this. Wie sê dit ook? Moses. Moses vat die stok, gaan terug, praat met die, slaan die klip. Eerste keer, water kom uit. Tweede keer, gaan praat met die klip. Nee, Moses sê, ek verstaan, die wysheid het al gekom, ek slaan die klip weer. As gevolg van dit, kon Moses nie die beloofde land ingaan nie. Jy kan nie wysheid een keer afbid en stop nie. Jy moet elke dag, in elke omstandigheid, in elke krisis, in elke hoogtepunt in jou lewe, wat jy nie eens besef, wat 'n geestelike krisis is uiteindelik, as jy nou op hierdie hoogtepunt die hand van die Here los en op jou eie aangaan nie, want jy sien mos nou dit werk. Hoekom sal ek roep na die Here as ek hom nie nodig het nie? Dis juist die probleem. Jy moet na die Here roep elke dag. Elke dag het jy wysheid nodig om hierdie dag te hanteer. Al is daar nie 'n enkele probleempie in jou lewe nie. Elke dag. Want die mens maak gemiddeld 3.500 besluite per dag. Hoeveel van daai besluite se wysheid bid jy van die Here af? Wysheid is die antwoord. Wat is die probleem? Ons het hom nog nie geantwoord nie. Die vraag wat ek vra is, aan watter huis bou jy? Aan watter liggaam bou jy? Syne of joune? Aan watter koninkryk bou jy? Joune of syne? Dis is nie hierdie vrae vir mekaar gaan vra nie, geliefdes. En weer eens, die vraag is eerste vir my, bou, de Klerk, eerste. Jou koninkryk bou, jou gemeente, jou gemeenskap, jou gesin, of Here, almal behoort aan U. U kom eerste, die koninkryk en sy geregtigheid eerste. Here, maak dit wysheid nodig, want ek weet nie hoe nie. Ek weet nie hoe nie. Ek kan terugval op ervaring, ek kan terugval op kennis, maar dit sal nie van U af wees nie, en ek loop die risiko om vandag 'n fout te maak. Here, ek het U wysheid nodig. Nou, in hierdie saak het ek U wysheid nodig. So wie is hierdie mense wat bou aan Christus se huis, aan Christus se liggaam, aan Christus se koninkryk eerste? Wie is hierdie mense? Hoe lyk hulle in die liggaam? Jesaja 57 vers 14 en 15. Jesaja 57 vers 14 sê, en hulle sal sê, vul op, berei die weg, verwyder die struikelblok uit die weg van my volk. Want so sê die Here, 'n verhewene wat in die ewigheid woon, heilig is sy naam, ek woon in die hoogte en in die heilige plek en by die verbryselde en nederige van gees, om te laat herlewe die gees van die nederige en te laat herlewe die hart van die verbryseldes. Dit loop saam met Matteus 5 vers 6 wat die volgende sê.
Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. En vers 3, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Wie is die mense wat bou aan die koninkryk van die Here? Wie is die mense wat bou aan sy huis? Wie is die mense wat die wysheid soek elke dag? Die nederiges, die sagmoediges, die verbrysseldes. Verbryseld beteken nie in 'n hoekie sit en treur oor jouself nie, en jouself jammer kry nie. Verbryseld beteken iets soos totaal en al oorgelewer en afhanklik. Nederig beteken daar's niks in my wat goed genoeg is om hierdie ding te doen nie. Niks. Al doen ek dit al vir 50 jaar, gaan Daniël 3 keer op 'n dag en hy bid. Hoekom? Hy soek die wysheid van die Here om hierdie 120 hoeveel provinsies onder hom was te bestuur. Al doen hy dit al hoe lank? Hoekom sal ons, as dit vir ons gewys word en gegee word, nie die raad en die advies aanvaar nie? Omdat ons dink, we've got this covered. En die oomblik as hoogmoed in jou lewe inkom, dan stap nederigheid en sagmoedigheid by die agterdeur uit. En die oomblik as hoogmoed intree, stop jy met vrae vir wysheid. En die oomblik as hoogmoed intree, kyk jy neer op ander en verdwyn die liefde van die mens in jou hart. Dit verdwyn. Want die liefde vir self raak meer as die liefde vir God en die mens liefde vir ander. En jy begin 'n Salomo syndroom ontwikkel. Al die wysheid tot jou beskikking, maar jy sal self. Psalm 107, ons gaan nie nou lees, Psalm 107 sê, die mense wat sal woon in hierdie herstelde land, in hierdie herlewingsland, is die wat honger en dors na sy geregtigheid. Wat honger en dors na sy karakter. Sy karakter word uitgesit in Matteus 5. Salig of geseënd is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk. Geseënd of salig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Is die wat sagmoedig is, want hulle sal die aarde beerwe. Is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Is die wat barmhartig is, want aan hulle sal barmhartigheid bewys word. Is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Is die wat vredemakers is, want hulle sal kinders van God genoem word. Salig is die wat vervolg word ter wille van die geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Salig is julle wanneer mense julle beledig en vervolg en valslik allerlei kwaad teen julle spreek om my ontwil. Hoekom? Want dit is alles waardeur Jesus gaan. Dis alles deel van sy karakter. Hy was die een wat arm van gees is. Hy was die een wat getreur het oor die mens. Hy is sagmoedig, hy is honger en dors na geregtigheid. Hy is barmhartig, hy is rein van hart, hy is 'n vredemaker en hy is vervolg ter wille van die koninkryk. Geliefde, as jy wil opereer in die koninkryk van die Here en jy's ernstig, as jy nie ernstig oor die Here is nie, ek verstaan dit. Niemand kan niemand forceer nie. Maar as jy ernstig is oor die Here Jesus Christus, en as jy is ernstig om te verstaan, wat doen jy hier? Het jy wysheid nodig. En die wat wysheid sal ontvang, die wat die antwoord sal ontvang, is die wat honger en dors na God se karakter. Die wat absoluut 'n begeerte het om sy wysheid te ontvang. Die wat sê, Here, ek weet ek kan nie u wysheid kry buite u karakter nie. En ek weet u karakter is nie goedkoop nie. So as ek dan moet deurgaan deur Jakobus 1 vers 1 tot 5 omstandighede. Dan gaan ek besef vandag, my wiekie oomblik, is dat ek kan nie dit ontvang sonder om hier deur te gaan nie. En daarom sê ek vooruit dankie vir wat ek gaan ontvang, die wysheid en die karakter, en ag ek dit loutere vreugde om deur hierdie op en af, hierdie herlewingstyd te gaan, wat u met my mee besig is, want ek besef u is besig om hierdie karakter, dit waarvoor ek gevra het, is u besig om in my te werk. En daarom
jump ek for joy, want die Here is besig. Die omstandighede is minder lekker. En ek sal nie oneerlik wees deur vir jou te sê, dis nie noodwendig vir my fisiese liggaam lekker en my fisiese siel lekker om hierdeur te gaan nie, maar my gees rejoice in die Here. Hoekom? Want hier is wysheid op pad. Hier is karakter op pad. Hier is 'n Christusgesindheid op pad. Hier is 'n Christus ingesteldheid op pad. En ek kan nie wag om dit te ontvang nie. En bel my oor 'n week, gaan ek vir jou sê waarmee die Here besig is. Ag, dit loutere vreugde om deel te kan wees van Jesus se liggaam op aarde. En as sy liggaam fisies stikkend geslaan is, verwerp is, bespot is, veroordeel is ter dood, opgehang is aan 'n kruis, raai wat gaan met sy liggaam nadat hy weg is op aarde ook gebeur. Ons gaan deur moeilike omstandighede gaan. Maar hou goeie moed. Hy het die wêreld reeds oorwin. En nou wil ek afsluit met wat Joba gesê het. En dit is die enigste manier om daarby uit te kom, is om hom te soek met jou hele hart, met al jou krag en jou verstand. Selfs al moet jy 'n bietjie rondval in die begin. Selfs al sê Here, ek weet nie hoe om te bid nie. Here, ek raak vaak as ek die Bybel lees. Here, help my asseblief om dit te doen wat ek graag wil doen, maar nie weet hoe om dit te doen nie. En ek kan jou waarborg, hy het 'n trooster gestuur. Hy het 'n leidsman gestuur, hy het 'n helper gestuur wat in die binnekant van jou kom woon het as jy gewederbaar is. Wat sê, hier is ek. Ek sal help. Ek sal interpreteer. Maar net die wat na my soek, sal my vind. Dis die Here se voorwaarde. Hy gaan dit nie uit die lug uit laat val soos manna en jy tel dit net op nie. Nee. As jy soek na hom, sal jy deur hom gevind word. Inteendeel, die woord sê, die wat my soek, ek sal myself deur hulle laat vind. Klop, vir jou sal oopgemaak word. Soek en jy sal vind. Het jy 'n begeerte om te soek na hom? Want sonder die soek gaan jy nie in die woord en gebed kom nie. Jy gaan nie. En dis was vir my die skokkende ding toe Lauren gister daar sit. En sy sê met trane aan haar oogies, hoe sy besef het op 'n kamp, haar gebedslewe is shocking. En ek besef, my gebedslewe is shocking. Ek soek nie na die Here nie. Ek gryp na hom wanneer ek hom nodig het, maar ek soek nie na hom nie. Ek het nie 'n absolute honger en 'n dors na sy teenwoordigheid nie. Ek soek nie en bid nie elke dag daai wysheid af om hierdie dag te hanteer nie. Daarom kom ek aan die einde van 'n dag en sê vir my vrou, ek is uitgeput, ek is moeg, ek kan nie meer nie. En is daar nog 'n maand oor van hierdie jaar om te kan sê, genoeg met hierdie slap houding. Hierdie lam knieë en hande wanneer dit kom by woord en gebed. Ek wil 'n honger en 'n dors hê na die Here se wysheid. Ek wil 'n honger en 'n dors hê na sy wysheid. Ek wil elke dag in absolute afhanklikheid stap om te kan sê aan die einde van die dag, dankie Here vir die wysheid vir een dag. Lekker slaap, sien jou môre Here. En môre vra ek weer verniet. Dis waar die manne inkom, elke dag niet. Elke dag oor, elke dag weer daar. Sonder om vir 'n oomblik staat te maak op my eie insigte en my eie kragte. Mag jy hierdie week loutere vreugde beleef en getuig teenoor 'n broer en suster om te sê, ek ag dit loutere vreugde om deur hierdie herlewingsproses te gaan wat gepaard gaan met 'n krisis of gepaard gaan met 'n uitdaging. Want ek weet, die wysheid van die Here is op pad en ek het 'n honger en 'n dors na sy leiding en sy wysheid in my lewe en die mense rondom my. En guess what? Net na dit kom die gedeelte in Matteus wat sê, as julle dit doen en die karakter van Christus in julle begin opereer,
dan word julle die lig en die sout. Sy karakter en sy wysheid word lig en sout vir mense daar buite. Hulle het dit nodig om te kan sien, hulle het kort ook smaak in hulle lewe. Mag jy die lig en die sout wees, nie deur iets te probeer nie, deur iets te soek. Te soek. Met jou hele hart en al jou krag, te honger en te dors na die wysheid van die Here in elke saak, sonder om te twyfel dat hy daai wysheid sal gee. Sonder om te twyfel dat hy daai wysheid sal gee. Kan ek daar gaan insit? Yes. Want dit is eers met die hele tyd pla en dit op my, maar want vrees is baie keer die ding wat in die pad kom. En dis waar die twyfel inkom. Is vrees wat jou terughou en dis 'n ding waarmee ons moet deel voordat ons regtig daai wysheid gaan ontvang, want die vrees is nie van die Here af nie. En Correct. ons moet daai discernment hê dat Ja. dit van die enemy af is en ons moet daai uit die pad uit. Jy sien Marina, vrees is 'n emosie, né? Ja. En ons is mens, so dis nie 'n sonde om dit te beleef nie. Dis 'n sonde om daarin voor te loop. Ja. So feel the fear, but do it anyway. Maar, en dis presies waar jy inkom wat jy sê wat jy die Here soek. Ja. En dan soek jy hom harder en jy soek hom harder. Soek hom. Want jy moet die vrees Uitkry. uit die pad uitkry voor jy die wysheid kan kry. Maar die feit dat ek bid met geloof sonder twyfel, weet ek sê Here, U sien my broekie bewe. Want sien ek het daai pad gestap. Ja. En dis hoekom ek kan getuig daarvan. En dit is wanneer jy gestig word in jou geloof. Amen. Dis daar wat jy op en af en baie keer val jy maar baie ver en dan kom jy ver op en so en dit is waar wat jy sê is om elke dag om te sien, die miracles te sien, klein. Ja. Al is Ja. dit net En daai klein miracle is dieselfde miracle as wanneer die see ooptrek en die volk stap op droë land deur. Presies, maar Ja. dit is dan wanneer jy daai wysheid dan begin jy rustig te raak en dan as jou geloof is versterk deur die tyd en dan raak jy kalmer en dan kan jy die wysheid. En is dit nie amazing as die wysheid kom en jy sien die antwoord wat die Here gee, hoe daai vrees net daar verdwyn nie, want hier is die antwoord, hier is die pad. Dankie Here. Ja, dis is my lisensie nou. Ja, prys die Here. Prys die Here. Hierso jy het sê, dat kom maar water. O, okay. Goed. Sakkie, Ons kan net afsluit met 'n lied. sê vir my watse lied is dit? Is jy klaar? Ek is klaar, ek gaan sing en dan spreek ek die seën uit. Sê net vir hier span wat saam luister, amen. 202.